Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag gesels ons bietjie oor gebed. Hoekom is gebed nie net 'n shopping list nie? Wat bedoel ek daarmee? Wanneer ons bid, of kom ons sê so, dink gou bietjie by jouself elke keer as jy bid. Nie net die laaste keer nie, maar die laaste paar keer oor die algemeen. Hoeveel van ons gebed gaan daaroor om God vir iets te vra? Dink bietjie daaroor. Food for thought. Ongelukkig is daar baie Christene wat gebed hanteer soos 'n shopping list, soos 'n lys wat ek moet aftik. Ek het vir die Here dit gevra, ek het vir dit gevra, ek het vir dit gevra, en ek het deur my lys gegaan van wat ek van die Here wil hê, en nou wag ek om dit te kry. My vraag vandag is dit wat Jesus vir ons geleer het? En ek weet as ons dit so stel, dan weet ons, dit klink baie logies, dat dit is nie hoe gebed werk nie. Maar in realiteit, wanneer ons bid, en ons dink eintlik daaroor, besef ons dat dit is baie keer wat ons in ons gebede doen. As dit nie van toepassing is op jou nie, dan well done. Maar daar is mense van wie dit op toepassing is. So kom ons kyk vandag, wat is gebed as dit nie net 'n lys is van wat ek van die Here af nodig het nie. Want after all, het die Here nie vir ons gesê, make your requests known through prayer and supplication. En alles maak jou begeertes aan my bekend. Moet ons nie juist vir die Here vra vir die dinge wat ons wil hê nie. As ons kyk in die Ou Testament en ons kyk deur die woord, sien ons hoe die mense tot God gebid het en vir die Here gevra het om iets te doen, om deur te kom vir hulle. So is dit regtig so sleg om te bid en te vra vir iets? Nee, dit is nie sleg nie. Wat ons moet verstaan is, daar moet 'n balans wees van hoe ons gebedslewe lyk. Dit is nie net 'n lys van vrae wat ek vir die Here het nie. So, wat is gebed dan as dit nie net 'n shopping list is nie? In die eerste plek, gebed begin met God. As ons kyk na Matteus 6, waar Jesus vir ons geleer het hoe om te bid, begin hy met 2 woorde. Ons Vader, of dan Engels our Father. So hy leer vir ons dat gebed begin met God. Gebed begin nie met my nie, gebed begin nie met hoe ek voel nie, gebed in die eerste plek begin met God. Hoekom begin dit met God? Want wat ek daardeur doen is om te sê, Here, U bly nommer 1. So in my gebedslewe wys ek dan God my nommer 1 is. Ons Vader wat in die hemel is. Ons praat met 'n God, ons praat met ons Vader. Dis nie net 'n mense praat van 'n genie in 'n lamp. Dis nie net 'n genie nie, dis God. Dis die skepper van die heelal. So gebed begin met God. Wat bedoel dit? Wat beteken ons as ons sê, of wat beteken ek as ek sê gebed begin met God? In die eerste plek, dit beteken moenie jou gebed net oor jouself maak nie. Dink en besef dat dit God is met wie jy praat. Weet wie dit is met wie jy praat wanneer jy bid. En dan in die tweede plek, gebed is wanneer ons onsself in lyn bring met God se wil. Gebed is alignment met God se wil. Dink aan railway lines. As die een reguit bly wat die Here doen en hierdie een gaan so, dan gaan daai trein baie skeef ry of breek of glad nie kan ry nie. Maar wanneer al 2 tracks reguit langs mekaar loop in perfect parallel met mekaar, dan weet ons dat daai trein gaan uitkom by waar dit moet uitkom. En dis wat dit beteken as ons sê om onsself lyn te stel met God se wil. God se wil is perfek, sal altyd perfek wees. So wanneer ons bid ons in die eerste plek in lyn met dit wat God wil. Dan kan ons voortgaan. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is in die eerste plek om te weet wat God se wil is. As ek nie weet
wat God se wil is nie, gaan ek teenstrydig teen sy wil bid. As ek nie weet dat God wil hê ek moet iets doen nie, gaan ek bid dat ek iets anders moet doen. So is belangrik om die woord te lees en te verstaan wat God se wil is. En ons sien dit weer waar Jesus vir ons leer, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. So wanneer ons bid, moet ons bid in lyn met God se wil. En dan, wanneer hierdie twee dinge in plek is, dan vra ons. As ons met God begin het en ons het weet wat sy wil is en ons weet ons bid in lyn met sy wil, dan sê die Here vir ons, by all means begin to ask. Want Jesus gaan aan en hy sê, Our Father which art in heaven, hallowed be the name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. En dan sê hy, give us today our daily bread. Hy leer vir ons om te vra in ons gebed. Maar ons moet verstaan, waar kom daai vraag in ons gebed? Ons moet eerste God eerste stel, ons moet eerste, tweede, of dan saam met dit, God se wil eerste stel en nie my eie wil nie, en dan kan ons begin vra. Want dan weet ons dat die goed wat ons vra, sal ons ontvang. Jakobus leer vir ons dat Jakobus praat met twee tipe mense, hy sê, daar's van julle wat nie kry nie, want julle vra nie, en daar's 'n ander groep van julle wat wel vra, maar julle kry ook nie, want dit waarvoor julle vra is selfsugtig, en is net in lyn met jou eie wil. So dink bietjie aan die goed waarvoor jy vra, is dit in lyn met God se wil, of is dit net in lyn met dit wat ek wil hê? Want as dit net in lyn is met wat jy wil hê, dan leer Jakobus vir ons, kan ons nie verwag om dit te kry nie. Maar wanneer ons God se wil verstaan en ons bid sy wil, dan dit wat ek wil hê is in lyn met wat hy wil hê, en dan sal die twee bymekaar kom en dan sal ons kry dit wat dit is. So, vandag se food for thought, hoekom is gebed nie net 'n lys van vrae nie? Of wat is gebed as dit nie net 'n lys van vrae is nie? Dis God eerste, dis in lyn met sy wil, en dan kan ek met sekerheid en verwagting vra.